Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 26 Augustus. En die teksgedeelte wat ons vandag anker in God se teenwoordigheid is Eksodus 2 vers 1 tot 10. Ek nooi jou om nou tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Word stil en bewus van God se teenwoordigheid by jou en in jou. Ons lees saam Eksodus 2 vanaf vers 1 tot 10. Maar kom ons gee eers 'n tree terug en maak 'n draai by Eksodus 1 vers 8 tot 10. Daar het toe 'n nuwe koning oor Egipte aan bewind gekom, wat nie van Josef geweet het nie. Hy het vir sy volk gesê: "Kyk, die Israelitiese volk is meer en magtiger as ons. Kom ons beraam 'n slim plan teen hulle. Anders vermeerder hulle en kan dit gebeur dat wanneer 'n oorlog uitbreek, ook hulle by ons vyande aansluit en teen ons veg en optrek uit die land." En dan van hoofstuk 2. 'n man uit die familie van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi as vrou geneem. Die vrou het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom vir 3 maande weggesteek. Maar toe sy hom nie meer kon wegsteek nie, het sy vir hom 'n papierus mandjie gekry en dit met pik en teer diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die palmiete aan die kant van die Nyl neergesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur het. Die dogter van die farao het afgegaan na die myl om haar te was, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl stap. Sy sien toe die mandjie tussen die palmiete en stuur haar slavin om dit te gaan haal. Toe sy dit oopmaak, sien sy die seentjie en kyk, dit was 'n baba seentjie wat huil. Sy het hom jammer gekry en gesê: "Dit moet een van die seentjies van die Hebreërs wees." Sy suster vra toe vir die farao se dogter: "Moet ek gaan en vir u 'n pleegma onder die Hebreëse vroue gaan roep, sodat sy die seentjie vir u kan voed?" Die farao se dogter het vir haar gesê: "Gaan." Die jong meisie gaan roep toe die seentjie se moeder. Die farao se dogter het vir haar gesê: "Neem hier die seentjie en voed hom vir my. Ek sal jou self daarvoor betaal." Die vrou het die seentjie geneem en hom gevoed. Toe die seentjie groter geword het, het sy hom na die farao se dogter gebring en hy het haar seun geword. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê: "Uit die water het ek hom gehaal." Een nuwe era het aangebreek. 'n Nuwe koning wat nie die verlede en die toekoms inneem nie. Wat nie vir Josef geken het nie, sê die teks. Die ou guns, die ou beloftes, die ou ooreenkomste is vergete. En wat nou in die toekoms wag, is slawerny en vrees en 'n volksmoord op seentjies. En in hierdie lig, in 'n tyd wat dit allerminst sin maak om met 'n gesin te begin, lees ons: 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem as sy vrou. Vir 'n oomblik word hulle aan ons voorgehou, naamloos. Maar later hoor ons wie hulle is: Amram en Jochebed. Die een se naam beteken iets in die lyn van God is verheerlik, en die ander se naam herinner ons aan 'n volk met 'n baie sterk identiteit. Tussen die stene en die geklap van die sweep, tussen die huil van kinders en moeders, onder die juk van slawerny, troon God se heerlikheid en sy beloftes aan 'n volk. En ons sien dit in die eenvoudige daad van 2 onbekendes wat uit hulle storie uit mekaar kies, trou en met 'n gesin begin.
Daar's reeds Sissie, hulle bring 'n seun in die wêreld, en sy ma sien hy is mooi. Dieselfde woord wat in Genesis 1 gebruik word wanneer God sien sy skepping is goed. 3 maande lank steek hulle hom weg en dan kan dit nie meer nie. En wat volg is 'n desperate vindingrykheid. 'n Mandjie van bissies met klei en pik om dit waterdig te maak. Raak 'n klein arkie, dieselfde woord, die Hebreëse woord vir Noag se ark. Klein arkie op die Nyl. Nie omdat hulle die kind prys gee nie, maar omdat hulle hom aan die water toevertrou sodat hy uit die water gehaal kan word. Omdat daar vir hom in hierdie opoffering van sy ouers 'n nuwe kans op die lewe is. Heelwat jare later word daar weer van hierdie ouerpaar gepraat. Ons lees dit in die Hebreërsbrief in hoofstuk 11 vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kind mooi was en hulle het nie vir die koning se bevel bang geword nie. Ek dink aan die onopgemerkte bydra van die leefies in ons midde. Mense wat 'n lewe met trou en sorg leef te midde van armoede, geweld, droogte, oorlog, verlies, bedreiging en gevaar. Hulle leef hulle lewe in 'n manier dat dit van buite af dalk selfs onverstandig lyk. Hulle kry kinders wanneer die wêreld sê dis te gevaarlik. Hulle maak hulle mandjies waterdig en werp hulle brood op die water. Hulle staan op 'n afstand en kyk. Hulle word selde by die naam in die groot verhaal genoem. Totdat iemand later, soos die skrywer van Hebreërs sê, deur die geloof. Deur die geloof. Wie is hierdie leefies in jou midde? Mense wat jou help om nie volgens dit wat buite jou afspeel, jou lewe in te rig nie, maar jou lewe vanuit die troue beloftes van God te leef, in geloof, nie in jou eie vermoëns nie, of die vermoëns van jou geliefdes nie, of selfs die pragt en die skoonheid van jou kinders nie, maar in die geloof in 'n goeie en betroubare God. Want so bly loop die verbond in en uit die alledaagse waters. En dit loop nie tot by die skatkamers van die paleise nie, maar tot in die harte van huise. Van die huise waar die leviet en sy vrou in liefde mekaar en hul kinders aan God toevertrou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.